Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanmôre se erediens. Dit is 'n tyd wat ons as gemeente verseker die voorreg herbevestig om saam te kan kom, al is dit op 'n digitale wyse. Maar is tog baie nodig dat ons so 'n moment het in 'n gemeente. Dit is een van die belangrikste gebeurtenisse in die Ou Testament. Ons gaan vandag se gedeelte uit Jeremia 31 en 32 saam lees. Want in die Ou Testamentiese tyd het families juis en kleiner groepe die erediens beskou as die tyd waar hulle hertoewyding aan God herbevestig het. En vanmôre se geleentheid is dan geen uitsondering nie. Dis 'n tyd wat ons as gemeente mekaar sommer net nooi om saam te kom. Ek weet nie of u al 'n gemeenteprogram in die hande gekry het nie. Ek sê dit maar aan die begin van die erediens dat u seker maak u kry so 'n gemeenteprogrammetjie. Dit sal vir u help om met die gemeente en die familie waarvan u deel is in klein groep en in familiegroep en familiegetal saam te kom, al is dit nou deur middel van digitale kommunikasie, videocall of op 'n Zoom manier of Teams manier. Ons almal het deesdae wonderlike maniere hoe ons as groepe mekaar saam kan ontmoet en veilig kan bly. Bly asseblief maar veilig vir die verloop van die prediking. Haal ek my masker af en het ek seker gemaak toe ek inkom ek saniteer. Ons wil maar u daaraan ook herinner. Kom ons raak saam stil voor 'n wonderlike God en Vader. Die lied waarmee ons gaan stil word is die bekende Wees stil en weet, ek is die Heer. U kan u sangbundels oopmaak en saam sing terwyl die lied speel, want deur 'n sagte gewyde toewydingslied verklaar ons onsself bereidwillig om die woord van die Here oop te maak. Familie, nou dat ons saam gesing het, nou dat ons teenwoordigheid voor die Here herbevestig het deur te sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek kan na die Here bring my kommer en my vrees. Hy is die Here wat vir my help om te volhard in geloof. Verklaar dit ons eintlik al voorberei om nou die woord van die Here oop te maak. Dat die woord van die Here kom vanmôre in ons erediens tot ons in en uit Jeremia 31 en 32. In Jeremia 31 moes die Here ingryp en nooi vir Jeremia om 'n boodskap te bring, want hy het agtergekom, sê hy, dat ek alles gesien het. Ek sal nie terugkom op my besluit nie. Vers 26. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek Israel en Juda weer vol sal maak met mense en diere. Ek was gretig om hulle uit te ruk en hulle af te breek, en hulle plat te slaan en hulle te vernietig, en rampe oor hulle te bring. Ek sal egter net so gretig wees om hulle weer op te bou en hulle te plant, sê die Here. En dan, vers 31, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die ou verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het egter daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, het hulle verbreek. Al was ek baie getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond
wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Hoor hoe mooi stel Jeremia dit asof hy dit ontvang het direk uit die mond en uit die hartklop van God. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En dan in hoofstuk 31 of 32, ek gaan dit nou nie in die fynste besonderhede lees nie, maar vind 'n mens die gesprek tussen Jeremia en Nebukadneser, wat dan met mekaar praat oor hoekom hulle doen wat hulle doen, en Jeremia dan aan Nebukadneser verduidelik hoekom hy die stuk grond koop volgens lossersreg. En as 'n mens nou die eksegetiese notas gaan lees, dit eintlik vreemd is dat dit nie heeltemal hier om lossersreg gaan nie, maar tog hy eintlik hier meer 'n geloofsdaad verrig as enigiets anders, want dis nie vrugbare grond nie wat hy koop. En ons sien dan in die eerste paar verse dat hy daadwerklik gaan en die grond koop en dit dan ook doen sonder om te blik of te bloos. Ek dink as 'n mens net vir mekaar sê wanneer hierdie hoofstukke geskryf is dit belangrik om te sien dat daar nogal baie ooreenkomste is met die tye waarbinne ons ook leef. Iemand het in 'n sosiale media inskrywing op Facebook ons daaraan herinner dat ons in tye leef van groot werklikhede en dat dit nie net om die COVID-pandemie gaan, maar dat daar ander werklikhede ook is, ander pandemies ook nog in groei en in wording is, soos dit 'n TB-pandemie of 'n HIV-vigspandemie, dat daar mense is wat nog 'n baie diep en 'n moedelose kankerpad stap, dat daar ander groothede is ook soos die dood van 'n geliefde op ander maniere as COVID, en dat 'n mens ook vir mekaar moet sê dat daar 'n werklikheid is van mense wat geen respek het vir lewe nie en handel met 'n samelewing en met werklikhede omdat dit vir hulle om mag gaan of om spel gaan eerder as wat dit vir hulle gaan oor 'n diep respek vir dit wat God vir ons gegee het om kosbaar te bewaar. Ooreenkomste baie nouliks met die omstandighede van Jeremia. Want hier in Jeremia het die volk se bondgenootskap wat hy met Egipte gesluit het nie geslaag nie, en het Nebukadneser en sy Babiloniërs besluit om die stad Jerusalem vir 'n tweede keer in te val, en is Jeremia dan nou ook in huisarrest geplaas, ons sou kon sê in lockdown, en mense sou dan nou baie duidelik kontekstueel kon sê dat die Judeërs nie bestand was teen die tweede vlaag van die Babiloniese pandemie of virus nie, of siekte of werklikheid. Ek dink dit is belangrik om vir mekaar te sê dat Jeremia dit reg kry om as 'n profeet baie mooi en baie duidelik sekere goed raak te sien, dat hy nie net sekere goed raak sien nie, maar ook raak doen, en dat hy bepaalde goed van ons vra. Hoe het hy dit reg gekry? Ek het so 'n bietjie oor die karakter van Jeremia gaan lees, en iemand skryf oor Jeremia se lewe dat baie hom opgesom het as depressief, of iemand is wat hartseer oorgekom het, en baie huilend was. Maar iemand anders skryf dat Jeremia maar eintlik niks anders was as 'n introvert, wat diep afhanklik voor die Here geleef het. En dis miskien hoekom hy dit reg kry, om sekere dinge raak te sien. En dis die eerste werklike baken waarby ek graag in hierdie erediens wil stil staan, is om te sê, hy sien dat God hier 'n nuwe verbond met die volk sluit. Die verskil van die vorige verbond was, wat God met die volk Israel by Sinai gesluit het, is dat die volk Israel afvallig van die Here geraak het. En hierdie nuwe verbond moet anders wees, sê Jeremia dan, verwag God van die volk. Dit moet anders wees as die vorige verbond. Dit moet 'n verbond wees waar die volk Israel as dit ware die Here se teenwoordigheid soek en hulle in vryheid en afhanklikheid van hom leef en met vreugde, nie met vrees nie. Dit wil vir my lyk asof ons soms mekaar baie bang maak met statistieke en feite. En deur dan te veel tyd daaraan te spandeer dat ons eintlik mekaar ontmagtig. 'n Nuwe verbond wil ons juist bemagtig. Dit wil ons vrymaak. Dit wil ons help om nie uit vrees te leef. Dit wil ons help om hoop te genereer en op 'n nuwe manier saam as 'n klomp gelowiges as 'n Godsvolk te stap. Jeremia sien dit raak. Hy sien die nuwe verbond wat God sluit met die volk raak. Miskien wil die Here vir ons in die begin van 2020 sê, ek sluit 'n nuwe verbond met julle. Ek herbevestig my trou, maar ek bevestig ook dat in die grootheid van 'n oorheersende mag, wat dit ook al mag wees en hoe u dit ook al wil definieer, veelsuidig of dalk gering, wil die Here kom sê hy is by jou. Hy is getrou en hy wil hê jy moet in afhanklikheid van hom leef.
Die tweede werklikheid is dat Jeremia ook doen. Nou sy doen daad of doen aksie is drieërlei van aard. Eerstens ken hy sy geskiedenis. Hy doen deur gou-gou vinnig vir die volk 'n geskiedkundige les te gee. Julle moet onthou dat Abraham en Sara nie kon kinders hê nie. Maar hy het vir hulle 'n nuwe grondgebied gegee en hy het vir Sara 'n kleintjie gegee, 'n lewetjie gegee wat in haar groei. En dan vat hy die volk na die geskiedenis van Israel toe wat uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry is en onder andere deur aan te sluit by die nuwe verbond te sê, die getroue God is nog steeds vir julle ook 'n God. En hy het vir julle onthou nou, na 'n nuwe grondgebied, Kanaan geneem. So hy berei hulle eintlik voor vir die groot daad wat hy gaan verrig, naamlik 'n stuk grond te gaan koop. Saam daarmee praat hy diep geloofstaal. Ek kry dikwels die idee, ons taal is hooploos en praat bang en maak mense moedeloos, eerder as hoopgewend. Hy praat van my God en my Here. Hy praat van dat my God die onmoontlike kan doen. Hy sê, by God van hemel en aarde kan ek my vir ewig skaar. Ons moet daai geloofstaal praat. Saam met die daad wat ons verrig, moet ons nie skroom om te doen wat die Here van ons vra nie. Nou die stuk grond wat hy gekoop het, was nie regtig lewegewend nie. Daar kon nie veel op groei nie. Maar hy wil graag daarmee vir die godsvolk sê, deur dit te doen, dat die getroue God nog lank met ons gaan wees. Ja, hierdie pandemie, of wat dit ook al is, wat ons lewe strem, en wat ons laat worstel en vroeg, of hooploos en moedeloos maak, gaan dalk nog vir 'n lang tyd met ons wees. Die verwerking van verlies, om 'n geliefde aan die dood af te staan, is nie 'n vinnige proses nie. Dit vat lank. Maar met die koop van die grond waar Jeremia sê, leweloos of dit nie, die Here is teenwoordig. En hierdie lang en moeisame pad, sal hy met geduld, liefde en deernis elke tree met ons saamstap. Maar derdens kom Jeremia dan, en hy vra ook iets. Ons sien dat die ou verbond 'n verbond was waar die volk Israel ontrou geraak het. Dat die volk Israel as dit ware vir hulle eie gode gaan skep het. Dit dieselfde het hier gebeur in ballingskap. Dat toe hulle in isolasie was, of in lockdown was, het hulle eintlik as dit ware vir hulle nuwe gode gaan skep. Nuwe gode waaraan hulle kan vashou. En eintlik hulle God, hulle getroue God, wat 'n nuwe verbond met hulle gesluit het, verlaat. En op ander maniere hoop gegenereer, hoop gesoek. Dis mos so eie aan ons, deur goed te wees met ons eie planne, eerder as om God se plan vir ons te soek. Jeremia wil graag vir die volk kom sê, wil julle nie asseblief na God terugkeer? En hy is iemand wat dit kon sien. Hy wat elke dag, so word vertel, in afhanklikheid die Here gesoek het in gebed en in die teenwoordigheid van God gekniel het, omdat hy die heiligheid van God respekteer het. En die naam Jeremia beteken nie alleen God sal weer opstaan nie, want hy het dit geweet. Hy het geweet dat sy God die volk nie in ballingskap sal los nie. Hy doen dit skitterend deur aan vir hulle te sê, asseblief, wil julle nie na God terugkeer nie. Wil jy nie jou ou weë verlaat nie. Dikwels faal ons nuwejaarsvoorneme, ons planne, of selfs God se planne vir ons, omdat ons dan weer met ons eie weë besig is. Nee, keer terug na God se weg. Wil jy dit nie daadwerklik doen soos Jeremia nie? Want dis die tweede werklikheid of punt van Jeremia se versoek. Hy het dit gedoen deur 'n stuk grond te koop. Miskien wil jy ook 'n simbool van hoop gaan skep en dit aan iemand uitdeel. Ek het vir u in hierdie week 'n pragtige voorbeeld van iemand, jy moet gerus die meditasie Woensdag kyk, wat klippies geverf het en dit vir mediese personeel gaan uitdeel het. Ek weet van vriende en familie wat vir hulle altare skep waar hulle klippe oppak om aan gelowiges in nood te dink. Wat onmiddellik vir 'n gelowige of 'n vriend of 'n familielid 'n brief skryf of 'n boodskap stuur en vir hom sê, ek dink aan jou, gepas saam met 'n mooi prentjie. Miskien wil jy ook dit doen, 'n daadwerklike daad verrig van hoop en vir iemand naby aan jou onmiddellik sommer 'n boodskap stuur. Die heerlike van stempos is mos deesdae en van die Engelse voice message of stemboodskap in die mediums wat ons deesdae het, is dat jy vir iemand kan bid onmiddellik daar en dan en dit vir hom stuur en hy kan dit weer en weer luister. Wil jy nie dit doen nie? Daadwerklik sorg, daadwerklik omgee. En dan skryf iemand hier dat Jeremia nie net vir die volk gevra het keer terug nie, dit daadwerklik gedoen het nie, maar hy het die volk geken. Ek ken hierdie dorp, ek ken hierdie gemeente, ek ken hierdie gemeenskap, dis 'n hartsgemeente, dis 'n omgee gemeente. Hierdie jaar is 'n jaar wat ons baie moeite wil doen
om mense in klein groepe te vergader? Wil jy nie by enetjie aansluit? Wil jy nie op 'n praktiese manier sommer net weer saam met iemand kom waar jy kan behoort nie, sodat ons mekaar kan bemoedig? Ek weet hierdie gemeente het bemoediging nodig, maar ons dominees kan nie by almal uitkom nie, nou nog minder. Ons kan nie voordat die virusgetalle nie bietjie sak nie. Ons het nou nodig om op alle moontlike maniere mekaar digitaal te bedien. Jy kan ons help. Doen dit deur aan te sluit by 'n bediening in ons gemeente of 'n klein groep waar jy bemoedigend teenwoordig kan sorg vir ander. Ons vra dit van jou, want dit is so nodig. Ons erediens vandag word afgesluit met 'n lied en 'n gebed wat sê God is groot en magtig en kragtig. En ons kan na hom toe terugkom na sy Vaderhuis. Dis 'n liedboek, lied 510, wat sê God se genade is onbeskryflik groot. Tuiskoms in die Vaderhuis maak dat ons weer as gelowiges sy genade as gemeente kan besing. Jeremia het eintlik hierdie lied as 'n vooruitskou geskryf in die vorm van 'n bemoedigende boodskap aan die volk. Want Jesus Christus, ons verlosser, het in sy genade en in sy pragtige voorbeeld as verlosser vir ons presies geleer hoe dit is om as Nuwe Testamentiese volk van God naby hom te kom leef. Kom ons sing hierdie lied. En as ons hierdie lied klaar gesing het, gaan ek vir ons erediens afsluit met 'n seëngebed. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind hier in die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dorp. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bos. Genade onbeskryflik groot, daar spies ek het weer thuis. U sien my verlore mens, weer in die Vaderhuis. Bring my verlore mens hier in die Vaderhuis. Hemelse Vader, ons sluit hierdie erediens af deur vir mekaar te sê genade
van God ons Vader, vrede van 'n verlosser wat vir ons kom leer het om afhanklik van hom te leef, en die genade van en toerusting en bemagtiging van die Heilige Gees vergesel ons om te sien, te doen en terug te keer daadwerklik na aan God, omdat die wêreld dit nodig het. Ons kan sonder U nie leef nie. Amen. Gemeente, die Here seën U.